Zo. Die ouens aan die kant die camera. Hallo daar. Welkom hier so by Huis van Gebed. Vir ons kom hoor wat die Here vir ons wil oordra. Kom ons in teenwoordigheid sit. Net kom verkoop word en slim word. Nie in sy teenwoordigheid. Amen. Vra die Heilige Gees. Ek wil net vir ons bid, broer. In die omgeving. Ja, Hemelse Vader, kom in Jesus naam en ek bid dat die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, my eiendom te verlos, tot lof van u heerlikheid nou hier sal oorneem, beweeg, vloei, dat die wind waai waar hy wil, dat jy sy geluid hoor, dat die waters kabbel, Here. Heilige Gees, kom neem oor hierso. Spreek soos u wil. Ons nooi u nou om totaal beheer te vat. Heilige Gees, want ons vertrou u. Ons vertrou u. Bid dit in Jesus naam. Amen. Dit is net wonderlik om in die... Jy weet, ek dink so aan die kerke wat nie werklik in aanbidding ingaan nie, maar dit is net 'n godsdienstigheid. Ons ontmoet die Here hierso. Ons ontmoet hom. Hy kom nader. Hy sê, want hy bewoon die lofgesange van sy kinders. En so kom hy nader, en as hy begin nader kom, dan weet jy dit. Jy weet dit. En vanaand se boodskap, kyk of die dan alles, vanaand se boodskap gaan oor die tong. Die tong, 'n wêreld van ongeregtigheid, 'n vuur uit die hel uit aan die brand gesteek. Ek kan nog ons dink wat ons by die prentjie gaan doen, jy weet. Ja, broers, dit gaan oor die tong. En so kom ons begin sommer vanaand dadelik by Jakobus 1 van vers 19 tot 27. Okay, nou die opskrif is word daders van die woord. En ek dink so aan broer Philip vanaand. Daai laaste liedjie was so vir hom. Ja? Okay, kom ons gaan aan. So vanaf vers 19. So dan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Jy weet broer, baie keer as ek so sit in 'n gesprek en ek luister, dan is daai 'n wapen. Dis 'n krag. As jy stadig is om te praat en jy hoor, dan kan jy 'n wyse antwoord gee. Hy sê selfs 'n sot, as hy swyg, sal verwys gereken word. Jy weet baie keer dan ons al in meetings gesit, dan kan jy nou hoor, hierdie is nou hoë graad goed. En ons het 'n professionele man ingeroep. Dan praat daai man. Ons het hom geroep, dan bly ek en Gert Chipsel. Weet jy, en dan word ons as wys gereken. Ons het nie 'n woord gesê nie. Dan kry ons die deal. En ons het hom al die werk laat doen. Is dit so? Okay. Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daarom doen afstand van alle veiligheid
en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. En word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, die is soos 'n man, wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is te vergeefs. Reine en onbesmette godsdiens vir God die Vader is dit, om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Vlekkeloos van die wêreld. Soos jy nie jou tong in toom hou nie, en jy gaan te kere en jy het nie beheer in oor jou tong nie, dan is jou godsdiens te vergeefs. Dit is wat die woord sê. En dit is hoekom ek dit hier in het. So kom ons gaan na Jakobus 3 vers 1 tot 12. So broer, jy kan die volgende een en ander lees. Jakobus 3 vers 1 tot 12. Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Hoe het ek al gesmag om 'n volmaakte man te wees? As jy net jou woorde in toom kan hou, dan kan jy 'n volmaakte man wees. Maar dit is tog so moeilik soms, nee broer? Val as jy op 'n plek is waar jy swak is, dis dan nou net daar, waar jy vyand jou aanval en jy struikel. Kyk, ons sit stange in perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees. En ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk ook, die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende, sowel as seediere, word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Nou die rede hoekom ek vanaand hierdie boodskap bring is dat die Here het vir my in drome gewys dat selfs wanneer ons werk en ons is daar buite, onthou ons moet ons onbesmet bewaar van die wêreld. Dan is ons nou daar buite en ons begin praat, dan raak ons gesprekke ligsinnig. Toe wys die Here vir my, sodra dit ligsinnige gesprekke raak, dwaas en lawwe praatjies wat nie pas nie, dan begin daar so 'n riool loop van onreinheid. Inteendeel, hy het dit gewys soos muise wat gevang is en al vrot. Dis hoe dit is vir ons. As ons betrokke raak met dwaase en ligsinnige praatjies en hierdie grappies. En ek het baie al Christene gehoor hoe raak hulle betrokke in hierdie
grappies, broer en soms vol grappies. En dit is hoe dit vir die Here ruik, hy het vir my gewys, en het stink. Het jy hulle dooie muis geruik? Dan moet jy weet, wat uit jou mond kom, as jy so ligsinnig praat. Dit is hoe dit vir 'n heilige God ruik. Dis hoekom die woord sê, ons woorde moet min wees. Die woord sê, laat jou hart 2 maal dink, voordat jy 'n woord uitbring voor die aangesig van God. 2 maal, oordink dit. Maar ons gaan nou daarby uitkom. Ok, kom ons gaan na Spreuke 18 vers 4 tot 8, broer Gert, dan kan jy sommer vir ons lees. Spreuke 18 vers 4 tot 8. Ek wil by sê, voordat ons aangaan, toe ek nou uitgekom het, en ek is klaar bedien, toe was ek maar 'n bietjie onstabiel in my woorde. En toe die Here vir ons saam vir my gesê dat ek moet begin werk aan myself. En die een ding wat ek gedoen het is, ek het al die tongskrifte gaan opsoek oor die tong. En ek het begin sê, swaard teen tong. Want jy moet jou tong veg eintlik. Want hy is soos 'n roer. Hy wil sy eie rigting gaan en jy moet daai roer vashou. Jy moet hom kastei. Toe ek daai swaard skrifte teen die tong begin leer en leer en leer elke dag. Tot ek begin sien het, maar wag 'n bietjie. My woorde is nou een van die eerste skrifte wat hom saam my geleer het is, jou woorde moet met sout besprinkel wees. Dis die woord. Toe begin ek agterkom wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Toe begin my woorde al hoe meer oorloop van sout, van God se woord. Julle is die sout van die aarde. En my gesprek het begin anders raak. En ons sal dit vir my sê, jy gaan so rustig raak, dat mense gaan jy so dop, gaan nie weet wat doen jy nie. So ek sal in 'n gesprek kom, broer, en dan sit en, soos hy altyd gesê het, observe. Dan sit en luister ek. Hy sê die oor proe woorde, soos die verhemelte kos. Jy moet daai woorde begin proe. Maar wag, nou as jy nou regtig baie begin indruk, dan kan jy begin hoor, waaruit kom hierdie woorde? Kom dit van hier af, of kom dit van hier af? Spreek die man dubbelhartig? Spreek hy van sy kop af een ding, maar sy hart bedoel 'n ander ding? Dan kan jy begin dieper hoor en jy kan begin insien. Het Jesus nie gesê dieselfde werke wat hy gedoen het, kan ons doen nie? Het hy nie vir die fariseërs gesê, wat bedink julle slegte dinge in julle harte? So kan jy dan begin sien uit watter gees praat 'n man. Nou ja, kom ons gaan aan, broer. Jy moet vir ons lees Spreuke 18 vers 4 tot 8. Die woorde van 'n man se mond is diep waters, 'n stroom wat bruis, 'n fontein van wysheid. Om vir die goddelose partydig te wees, om die regverdige in die gereg weg te stoot, is nie goed nie. Die lippe van die dwaas kom met getwis, en sy mond roep na slaag. Die mond van die dwaas is sy ondergang, en sy lippe is stryk vir sy lewe. Die woord van die kwaadstoker is soos lekkernye, en dit gly af na die kamers van die binneste. Ok, so die woorde van 'n kwaadstoker is soos lekkernye, en dit gly af na die kamers van die binneste. Maar kan jy sien, dit is 'n stryk vir jou lewe. Wanneer jy so sit, en dit is hoekom Apostel Paulus gewaarsku het, dat wanneer vrouens by mekaar kom, moet hulle betaamlike dinge praat. Jy weet, want hulle kyk soms daar wat die mense op Sewende Laan doen. En hoe die vrouens daar praat. En dit is nie goed nie. Jy weet, dit behoort nie so te wees nie, broer, verstaan jy? Amen. Maar die mans ook, wanneer hulle werk, moet hulle betaamlike dinge praat. Ek moes dit vinnig sê, anders hoor ek iets daar by die huis, jy weet. Maar in elk geval. Ja, ek wil vir julle sê, so, onthou hierdie skrif, dat dit is lekkernye. Dit is dalk lekker om van iemand te skinder. Dit gly af na die kamers van die binneste.
en dit besoedel jou hele lewensloop. Maar ons gaan nou daarby uitkom. Dit laat my onmiddellik dink aan wat Jesus gesê het, dit wat jy inneem maak jou nie vuil nie, maar dit wat uit jou hart uitkom is wat jou vuil maak. Ja, amen. Net so broer, net so. Okay, so kom ons gaan na Spreuke 18 vers 20 tot 21. Broer Dirk, kan jy vir ons lees? Broer Dirk, jy moet so klein bietjie harder praat, want moet ek so praat? Okay, ja, net so klein bietjie harder. Wag ek, Spreuke 18 vers 20 tot 21. Okay. Van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So nou, daar's 'n mag wat in die tong lê. Hoe het jy geweet dat die woord sê in Psalms dat die tong kan so swaard steke wees? Ons kom daagliks te staan teen dit, wanneer witchcraft teen ons kom. Want hulle weet daar is krag in die tong. Dis hoekom die vyand hulle so besig om heeltyd te chant en te vervloek. Want die vyand, hy wag net vir die opdrag. Omdat God se skepping oor die hele aarde heers en oor die diereryk en alles is onder sy voete geplaas. Maar toe die vyand dit steel, toe het hy sekere mense opgerig om opdragte, dis nog steeds onder die mense voete. So hy hou hulle besig om te vervloek, sodat die demoniese magte die opdragte kan uitvoer. Net soos ons, wanneer ons bid tot God die Vader, deur Jesus Christus, staan die engele reg om die opdragte uit te voer van God se woord wat ons terugspreek na hom toe. So staan die demoniese magte reg om die opdragte uit te voer van die mense wat in ongeregtigheid saai. Amen. Staan nie broer? Absoluut. In jou hart, voordat jy enigiets oor jou lippe laat kom. Amen. Broer Gert, wil jy vir ons afsluit? Ja, ons dankie vir die genade. Dankie vir die genade wat so oorvloedig is oor ons, Here. Dat U met ons werk soos seuns en dogters, Here, dat U ons tugtig. En die genade, Here, dat U ons tugtig en by hierdie plekke bring, Here, waar U vir ons sê wat die realiteit is, wat die stand van sake is, sodat ons kan repent, Here, en kan skoonkom. En Here, ek wil vanaand, wil ek kom self en ek wil kom repent, Here, vir die dinge wat oor my lippe kom, die goeders wat ek sê, Here, die dinge wat in ons harte oordink. En ons onkunde, Here, het ons nie geweet wat ons doen nie. Dankie vir die berusting vanaand en vir die woord wat uitgegaan het, Here, wat vir ons die waarheid gebring het rondom hierdie dinge. Here, ek wil vra dat U vir ons sal bekragtig, versterk, Here, en dat U wet op ons hart sal skryf, Here, ook in hierdie situasie, dat ons nie teen U sal sondig nie. Help ons, Here, om ons monde skoon te kry, om ons harte skoon te kry voor U, Here, om U standaard in ons harte te kry, sodat ons U beeld kan uitdra daar buitekant, Here, en die naam verheerlik kan word. Ek vra, Here, dat U ons sal beskerm. Here, en soos die woord in die woord vir die disippels geleer het, Here, dat wil ons bid, Here, dat U ons vanaand sal verlos van die bose. En ons wil U eer vanaand, Here, eers ons God. Ons verootmoedig ons voor U, Here. Ons buig laag vanaand, Here, want ons weet hoe nietig ons is en hoe groot U is. Dat die krag ten toon gestel word op hierdie aarde, Here, in hierdie laaste uur. Ons dank U daarvoor in Jesus naam.